Tessalonisense voort en ons lees vandag uit 1 Tessalonisense 2 van vers 1 af. Tweede hoofstuk van die eerste brief aan die Tessalonisense van vers 1 af. Julle weet nog, broers, dat ons besoek aan julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons, soos julle weet, vroeër in Filippi gelei en beledig is, het ons vrymoedigheid in ons God gehad om julle van God se evangelie te vertel. Al was dit te midde van baie teenstand. Want ons pleidooi is nie uit dwaling, nie uit onsuiverheid en nie met bedrog nie. Maar soos ons deur God goedgekeur is, sodat die evangelie aan ons toevertrou kon word, so praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, hy wat ons harte toets. Want soos julle weet, het ons nog nooit met vleiery opgehou nie, en ook nie met valse motiewe van inhaligheid nie. God is ons getuie. Ook het ons nie die eer van mense gesoek nie, nog van julle, nog van ander. Alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel. Maar ons het klein kindertjies in julle midde geword. Soos wanneer 'n moeder haar eie kinders voed en koester. En omdat ons op hierdie wyse na julle verlang, so het ons dit goed gedink om nie net die evangelie van God aan julle mee te deel nie, maar selfs ook ons eie lewens, omdat julle vir ons geliefd geword het. Julle onthou tog ons moeite en harde werk, broers, terwyl ons bedags en snags gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies, en ook God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons geword het vir julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was. Terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei wat die God waardig is, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. En daarom dank ons God onophoudelik, dat julle, nadat julle die woord van God van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God, die woord wat werksaam is in julle wat glo. Lees tot daar, vers 13 is ons teks, en daarom dank ons God onophoudelik dat julle, nadat julle die woord van God van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God, die woord wat werksaam is in julle wat glo. Liefdes in die Here, ons as gelowiges glo dat die Bybel God se woord is. En daarom is dit ook die fundament van ons geloof. Maar teenoor hierdie gereformeerde waarheid gaan daar egter gereeld stemme op wat sê, die Bybel soos ons dit ken het uitgedien geraak. Dit beantwoord nie meer aan die behoeftes van die moderne mens nie. Buitendien is die wetenskaplike bewyse dat die Bybel waar is, maar dun gesaai. Ja, selfs teoloë praat so vandag. Ja, baie mense dink vandag die Bybel is oudtyds, onakkuraat en uitgedien. En daarom sal hulle byvoorbeeld sê, dit wat Paulus 2000 jaar gelede geskryf het, is uitgedien en is nie meer in hierdie moderne tyd van toepassing.
Ons weet vandag baie beter as die Bybelskrywers oor baie dinge. Baie mense dink deesdae nie meer dat die Bybel God se woord is nie. Daarom is daar selfs teoloë wat sê, 'n mens moet in God glo en nie in die Bybel nie. Met ander woorde, doen liewer wat God van jou verwag, as wat jy gaan doen wat die Bybel van jou verwag. En daarmee maak hulle die Bybel los van God. So skei hulle God en sy woord van mekaar. En daarmee erken hulle ook dat hulle nie eintlik wil doen en glo wat die Bybel vra nie. So asof God een ding van jou kan vra en die Bybel 'n ander ding. Hulle doen dit omdat daar dinge in die Bybel staan wat hulle nie kan aanvaar nie. En omdat hulle dit nie kan aanvaar nie, wil hulle graag glo dat God dit ook nie kan aanvaar nie. En daarom moet hulle die valse onderskeid maak tussen dit wat God van ons vra en dit wat die Bybel van ons vra. En so verhef hulle self bo die woord van God en ook daarmee saam bo God. Hulle wil beter as die Bybel weet en so beter as God weet. Hulle self wil regter wees en besluit wat in die Bybel is woord van God en wat nie. Mense wat soos hulle dink, is dan die sogenaamde mondige gelowiges, beweer hulle. Die wat nog die Bybel glo soos dit is, die wat met eerbied gelowig en gehoorsaam buig voor die gesag van die woord, is die naïewe fundamentaliste, wat nog onkundig is in hulle onmondigheid, sê hierdie mense. En daarom sê hulle, is dit nou tyd vir 'n nuwe hervorming. En hierdie hervorming moet ons siening van die Bybel en van ware godsdiens en van kerkwees so verander, dat dit aan die eise van die moderne mens kan voldoen. Hierdie nuwe hervorming moet lidmate so mondig maak, dat hulle self kan besluit wat in die Bybel is woord van God en wat nie. Al wat in die pad van hierdie nuwe hervorming staan, is stiksienige dominees en ouderlinge en kerkvergaderings, sê hulle. Sogenaamde oopkop teoloë wil groot probeer om Jesus te verstaan soos wat die mense in sy tyd hom verstaan het. As Jesus byvoorbeeld sê dat hy self God is, moet ons dit nou kwansy sien teen die agtergrond dat die keiser ook gesê het dat hy 'n God is. En daarom wil Jesus nie regtig hê ons moet dink hy is God nie, maar hy wil hê ons moet ons vertroue op hom stel en nie op die keiser, op die regering nie, beweer hulle. En as die Bybel vir ons 'n wonderwerk beskryf, moet ons nie dink dat die wonderwerk regtig gebeur het nie, maar ons moet dit eerder sien as 'n storie met 'n les. Of daardie wonder nou regtig plaasgevind het, is nie van belang nie. Die belangrike ding is die les van die storie, en of jy dit in jou lewe toepas, beweer hierdie dwaalleraars. En hierdie hele proses noem hulle die soeke na die historiese Jesus, wat volgens hulle anders lyk as die Jesus wat die Bybel vir ons beskryf. Hulle kan nie die Bybelse getuienis oor Jesus aanvaar voordat dit nie korrek bewys is deur een of ander buite-Bybelse bron nie. So word geloof effektief uitgeskakel. Geloof is mos juis om te aanvaar, om iets te aanvaar, sonder
dat daar enige bewyse daarvoor is. Geloof wat gegrond is op sogenaamde wetenskaplike bewyse, is egter nie meer geloof nie. Geliefdes, geloof vra ons nie na wetenskaplike bewyse nie. Nee, dit is ongeloof wat na bewyse vra. Dit is die gesindheid wat Thomas gehad het toe hy gesê het in Johannes 20, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En ons lees in Johannes 20 van vers 26 af, 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Iemand wat glo het nie bewyse nodig nie. As daar wel bewyse is wat sy geloof staaf, dan is dit goed en wel. Dan is dit bevestiging van sy geloof. Maar die bewyse word nooit die fundament van sy geloof nie. As daar nie bewyse is nie, pla dit hom ook nie. Dis nie volstrydspolitiek nie, maar ware geloof. Geliefdes, dit stel ons elkeen voor die vraag. Hoekom is dit belangrik om te glo dat die Bybel die woord van God is? As dit nie die woord van God is nie, maar bloot net geskrifte van mense wat nagedink het oor God, soos wat vandag beweer word, dan het ons geloof inderdaad geen vaste basis nie. Maar as dit wel die woord van God is, dan is dit ewig en onveranderlik en waar. En dan is dit ook die enigste bron van ons geloof. Jou hele lewe staan of val dus by jou siening van die Bybel. Glo jy dat die Bybel die woord van God is? Dan sal jy ook glo dat die sogenaamde historiese Jesus akkuraat teruggevind is in die Bybel. Glo jy dat die Bybel maar net menslike nadenke oor God is? Dan sal jy behoefte hê om historiese bewyse vir jou geloof te kry. En om geloof dan eintlik uit te skakel uit die proses. En ook, as jy glo dat die Bybel God se woord is, sal jy dit in alles gehoorsaam. Daarom is ons teks so uiters belangrik. En daarom dank ons God onophoudelik dat julle, nadat julle die woord van God van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God, die woord wat werksaam is in julle wat glo. Of soos die 83 vertaling dit stel, ons dank God dan ook gedurig daarvoor, dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het ontvang en aangeneem het, in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. Hier dank Paulus vir God dat die Tessalonisense die boodskap wat van God afkom aanvaar het, in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie, maar die woord van God. Die bron van die boodskap
is God self. Daarom noem Paulus dit die boodskap wat van God afkom. Dit is dus nie mensewoorde nie, maar die woord van God. Dit is Gods openbaring. Met ander woorde, dit is nie Paulus se nadenke, Paulus se gedagtes oor God nie. Nee, dit is God se openbaring oor homself. En alleen as 'n mens die Bybel so sien, as God se openbaring oor homself, alleen dan kan jy waarlik glo, sonder om na bewyse te soek. Dan aanvaar jy die Bybel volledig soos dit is. Want dit is wat God oor homself sê. As 'n mens het ek geen reg om dit te betwyfel of dit te wil verander. Wie is 'n mens in elk geval om die almagtige, lewende God se woord in twyfel te trek? Die Tessalonisense het nie na bewyse gesoek dat die Bybel die woord van God is nie. Dit was nie nodig nie. Hulle het die bewys in hulle self gehad, sê Paulus. Dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. Hulle was sondaars wat afgode gedien het, wat God en hulle medemens gehaat het en in sonde volhard het. Toe is die evangelie van Jesus Christus aan hulle verkondig. En hulle het mense geword wat God bo alles en hulle naaste soos hulle self liefhet. Hulle het nou 'n nuwe manier van lewe aanvaar. Die woord het 'n kragtige, lewensveranderende uitwerking op hulle gehad. Paulus sê die volgende van hulle in hoofstuk 1. Ons dank God altyd oor julle almal wanneer ons aan julle dink in ons gebede. Voor God onthou ons onophoudelik die werking van julle geloof, die moeitevolle inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op die Here Jesus Christus. Broers, julle vir wie God liefhet, ons weet van julle verkiesing. Want ons evangelie het nie alleen deur die woord nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees in volle versekering na julle gekom. En julle het ons navolgers geword en navolgers van die Here geword. Nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking met blydskap van die Heilige Gees ontvang het. Met die gevolg dat julle 'n voorbeeld vir al die gelowiges in Macedonië en Agaia geword het. En ons het verlede Sondag gehoor dat hulle ten spyte van moeilike omstandighede die Here bly dien het. En dit omdat hulle bly wag het op die wederkoms van ons Here Christus. So het die evangelie boodskap wat hulle gehoor het, hulle verander. En as 'n boodskap 'n mens so verander, dan moet dit die woord van God wees. Nou die Bybel is nie bloot 'n versameling van menslike godsdienstige gedagtes nie. Dit is die geïnspireerde woord van God, waardeur God homself bekend maak, sondaars tot geloof roep en gelowiges in die geloof opbou. En dan lê die krag nie in die persoonlikheid of die welsprekendheid van die spreker of die prediker nie, maar in God, wat deur sy woord en gees werk. En tog, geliefdes, het die woord nie dieselfde uitwerking op almal nie. Sommige verwerp dit, ander neem dit met vreugde aan, terwyl dit in ware gelowiges blywende vrug dra. Die woord is dus nie bloot inligting wat 'n mens verstandelik verwerp nie. God gebruik dit om geloof te wek,
mense tot bekering te bring, hulle denke te vernuwe en hulle lewens te verander. Die woord roep gelowiges tot heiligmaking, volharding en gehoorsaamheid. En hierdie werking is 'n voortgaande proses. Die Gees van God bring nie net geloof deur die woord tot stand nie, maar voed en versterk die geloof ook deur die woord. Maar wat van mense wat nie die woord glo nie? Geliefdes, die probleem lê dan nie by die woord, die saad nie, maar by die grond waarop dit val. Dieselfde woord word verkondig, maar die harte van die hoorders verskil. Sommige harte is verhard. Ander reageer oppervlakkig of laat toe dat die bekommernisse en begeertes van die wêreld die woord verstik. Waar God die hart deur sy Gees voorberei, word die woord met geloof ontvang en dra dit vrug. God laat die evangelie verkondig en deur hierdie verkondiging word mense bekeer en tot geloof gebring. Die woord en die Gees mag nie van mekaar geskei word nie. Die Gees werk deur die woord wat hy self geïnspireer het. Die woord is lewend en kragtig en beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Dit ontmasker selfbedrog, ongeloof en verborgde sondes. Die skrif bring ons onder die besef van God se oordeel, maar wys ons ook op Christus, by wie daar vergifnis en herstel is, en op sy Gees, wat nuwe mense van ons maak. Ja, God se woord verander ons maatstawwe, prioriteite en lewensrigting. Ons leer om nie soos die sondige wêreld te dink nie, maar om te onderskei wat God se wil is. Christus het gebid dat sy disippels deur die waarheid geheilig sal word. Heiligmaking beteken dat die Gees ons deur die woord al hoe meer aan Christus gelykvormig maak. Die evangelie is vir die wat gered word 'n boodskap van lewe, maar vir die wat dit verwerp, is dit 'n boodskap van oordeel. En die woord keer nooit onverrigter sake terug nie. Dit verhard, ontmasker, veroordeel en dit verkondig redding vir die wat glo. En ons moet die woord dus nederig ontvang as woord van God. Dit volhardend gehoorsaam en daarvolgens lewe. 'n Hoorder wat nie gehoorsaam nie, bedrieg homself. Ware geloof word sigbaar in die vrug van gehoorsaamheid. Ons moet daarom bid dat die Heilige Gees ons verstand sal verlig, ons harte sal oopmaak en ons gewillig sal maak om te doen wat God sê in sy woord. Ek vind dus die bewys dat die Bybel die woord van God is in myself. Dit verander my lewe. Dit maak my nuut. Dit gee my hoop. Dit gee my krag. Dit doen dinge aan my wat gewone mense woorde nie aan my kan doen nie. Dit laat my glo in die drie-enige God. Dit maak my dankbaar. Dit spoor my aan tot liefdesdiens. Daarom soek ek geen verdere bewyse dat die Bybel die woord van God is nie. In artikel 5 van die Nederlandse geloofbelijdenis bely ons dat daar twee redes is
waarom ons hierdie 66 boeke in die Bybel en ook net hulle as woord van God aanvaar. Daar staan, ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is. Nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulle self. Aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. Geliefdes, as die Heilige Gees my in my hart oortuig dat die Bybel die woord van God is, dan glo ek dit van harte. Dan het ek geen verdere bewyse nodig. Daarom is die Bybel vol tekste soos ons teks, om ons te verseker dat die Bybel wel die woord van God is. In Johannes 17 vers 17 sê Jesus self, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. En Jesus sê ook in Markus 13 vers 31, die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. En in 1 Tessalonisense 4 vers 8, wie hierdie voorskrifte verwerp dis nie maar net 'n mens nie. Hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. En daarom sê 2 Timoteus 3 vers 16 ook, die hele skrif is deur God geïnspireer. Ja, God self blaas lewe in die woord. Dit is sy woord en daarom ook gesagvol en lewend en kragtig. Die woord is vol van God self. Hy is die eintlike skrywer en die woord handel oor sy liefde en sy genade en sy verlossing in Christus alleen. En daarom sê Paulus ook aan Timoteus, maar jy, kind van die lewende God, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Moet jou nie laat wegtrek van die woord wat jy weet, die waarheid is nie. En daarom kry Timoteus ook die opdrag, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes navolg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie meer wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Geliefdes, hierdie profetiese woord is ook in ons tyd besig om in vervulling te gaan. Dis ontstellend dat dit gebeur. Al waarsku die woord ons vooraf dat dit gaan gebeur. Daar is maar net een manier om waarlik te leef. Glo onwrikbaar dat die Bybel die woord van God is. Dat Jesus ons verlos het van die sonde en die dood. En leef so dat ander die verandering as bewys ook in jou lewe kan sien. Die bewys dat die Bybel inderdaad die woord van God is. Mag God deur sy Gees en woord in elkeen van ons so werk. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons opnuut weer uit U woord kon hoor. Dat die Bybel U woord is. En ons dank U dat ons as gelowiges nie na bewyse hoef te vra nie.
dat ons die bewys daarvan in ons eie lewe kan sien, hoe dat U deur U woord ons harte verander, ons lewens rig, ons hoop en krag gee, ons gehoorsaam maak in hierdie tyd van groot afvalligheid. Ja, ons weet, ons geloof, ons gehoorsaamheid en ons dankbaarheid kom nie uit onsself nie. U werk dit in ons, deur U woord, U lewende woord, onder leiding van die Heilige Gees. Lei ons dan elkeen, dat almal die verandering in ons eie lewens kan sien, hoe dat ons groei in geloof en in gehoorsaamheid en in dankbaarheid en in diensbaarheid. Dat hulle daaruit ook die bewys sal sien, dat U woord waarlik U woord is, en nie maar net mense woord nie. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes. Ons slotsang is die beruiming van Openbaring 3, skrifberuiming 43, of 15:7 in die groenboeke, vers 2, 4 en 5. Al jou werke sien en ken ek, in hul skoonheid blink hul uit, en ek het 'n deur gegewe wat geen een vir jou kan sluit. Dat jou krag gering is, weet ek, maar jy eer my woord as skat. En jy het nie my naam verloon, wat die kennis vol omvat. Skrifberuiming 43 of 15:7, vers 2, 4 en 5. Daarna bly ons staan vir die uitspreek van die seën van die Here.
Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees self is met u en bly met u. Amen.